As ek sê kerkreg, want ek verstaan julle is ook mos nou 'n verskeidenheid van mense eerste tot derde jaars, verskillende plekke in die land, verskillende kerkervaringskontekste en so. Wat is jou eerste as ek sommer net so 'n paar sal waag om te sê as jy nou hoor kerkreg, wat is jou eerste assosiasie? Wat kom by jou op? Jy kan mos sommer die face uitgooi, onthou net om te unmute as jy ietsie sê. Maar my kerk te bestuur van die Om die kerk. kerk te bestuur, klink vir my reg. Ek sien Maggie het ook haar handjie op. Ja, my handjie is op want ek wil gou want ons skryf eintlik nou eksamen oor church polity. Mhm. Okay. So Ja, ons koppe okay, is great. bietjie flooded. Okay, so party van julle is nou diep in dit in. Okay, ja. En dis miskien goed dat jy ook dit noem, jy weet, want church law is ook 'n term wat bestaan, maar church polity in Afrikaans het ons nou net kerkreg, maar church polity wat bietjie meer na beleid en waardes toe neig, is eintlik vir my mooi woord. Ja. Dankie julle. Nog iets? Is daar iemand wat sal herken hulle het 'n effens 'n negatiewe konnotasie met kerkreg? Omies wat agter die kerkbode wegkruip. Hoe sê jy oom, as ek Dawie sê gou weer? Omies wat agter die kerkbode wegkruip. O, jy bedoel seker die kerkorde. Hulle Ja, die kerkorde. ja. Ja. Nie definitief nie glad nie iets wat nie gebeur nie. Ja, julle miskien gou vinnig voordat ons verder gaan, is daar dalk iemand wat 'n spesifieke kwessie of vraag het oor kerkreg wat julle sal hoop vanaand daarom iewers aangespreek word? Goed, ek sê Ag, Tini skryf verskoon. dis die reëls. O, Tini skryf net ook oor kerkreg, dis die reëls van bediening wat mense bietjie meer weg van hart na kop neem. Okay. Interessant. Ja, is interessant Tini, dankie. Mag ek gou Tini iets gewoon met 'n vra? vraagie Yes. asseblief. Sorry Kan man. ek vinnig wie Kan jy praat my nou? hoor? Dis Johan Dreyer wat Ek praat. hoor. Sorry, Goed ek het Johan, my sê jy video maar. afgesit. Okay. Sorry man. Die rede ons kruip O, nie ons weg reg. agter die skerm nie. Ek dink nie almal se syne is so goed nie. So as daar almal se Nee. video's aan is, dan maak dit die syne verskriklik slegter. So Ja, dit is nee, ek dink nee, is dit 'n was nie 'n goeie beskuldiging praktyk. nie. Ja, nee, Ja, ek bedoel ek net maar verstaan. want ek ervaar nou juist dat daar 'n swak konnektasie is. Ek weet nie of dit moontlik sal wees dat wanneer iemand praat, sit hy sy video aan, dan kan jy ons sien, maar wanneer jy praat dan is die video's af, dan kan dit dalk net vir die mense wat nie so goeie sein het met die weer en alske goeders dalk help nie. Ja, okay, ek hoor jou. Nee, nee, Hak. Nee, dankie julle. Dis altyd dan dis lekker om vir 'n paar mense te kan kyk, dan voel dit meer persoonlik. En as ek dalk heeltemal wegraak en dan weet ek dit nie eers nie. Maar goed. Nee, ek verstaan heeltemal dat sy nou nie oral ewe goed is nie. Okay, julle, ek gaan nou gou kyk of ek hierso vir julle my PowerPoint kan wys. Okay, mooi daar het hy hom. sien julle nou ietsie? Maar wag nee, ek dink ek's nog nie klaar nie en ek moet nog share druk. Daar's hy. Nou sien julle hom, nee. Maggie, is dit reg? Ek sien nou vir jou bo. Julle sien die PowerPoint? Okay, ek sien hom julle knik. Okay, wonder ek julle. Goed. Julle obviously is dit nogal 'n taak om so 'n bietjie van 'n ure oorsig oor die kerkreg storie te gee, jy weet, wat sê jy nie. Maar ek gaan vinnig vir julle wys wat ek in gedagte het en ek is regtig gemaklik as ons vorder tot waar ons vorder. Ek gaan nie jaag nie. Dat ons eerder dit wat ons doen ordentlik doen of dat mense nou alles wat ek aan gedink het inprop en dan is niks nou baie duidelik nie. So ek het gou die volgende probeer dit is so van wat ek vanaand in gedagte het ons 'n bietjie net na die rol en die definisie van kerkreg te kyk, die ontwikkeling en die formulering, dan die spesifieke gereformeerde beginsels, hermeneutiek, die wat nou al lank met die teologie stoei sal weet, hermeneutiek is mos nou 'n sleutelding, interpretasie, vertolking en dan aspekte en samestelling spesifiek van 'n kerkorde en dan maar ook daai ding wat almal dikwels pla, die aspekte van oorsig, verantwoordbaarheid en spesifiek kerklike tug. En as dit dalk 'n tydjie oor is, sal ek vir julle nou sê ietsie oor my studie en wat ek daar aangevang het en hoekom. Okay, nog reg met almal tot dusver.
Julle asseblief stop my as daar iets is wat ek nie duidelik kommunikeer nie of as daar dalk tegnies iets fout gaan of wat ook al. Anders dan gaan ek gooi en ja, julle kan regtig enige tyd inkom met vrae. Okay, goed julle. So ek het soms so net so begin half amper met die filosofiese kant en gesê basically is dit maar net mens wens mos nou jy hoef nie reëls te hê nie, maar die basiese filosofiese vertrekpunt van hoekom van kerk is maar net elke organisasie het reëls nodig, anders dan loop jy jouself vas. Maar dan moet jy ook vir mekaar sê vir elke organisasie moet die reëls prakties wees. Ek kan eintlik nog deursigtig daar sit, was belangrik dat almal weet daarvan, toepaslik vir daai organisasie. En dan nou wil ek amper bysit ongelukkig afdwingbaar. Nee, met ander woorde anders te help het ook niks nie. Maar as gewoonlik met die afdwingbaarheid, die bindendheid, as al so 'n woord is van reëls waar die kwessies inkom, nee. Jy kan jouself dink. So gelukkig of ongelukkig gaan dit oor mag, nee, want mag is altyd daar, dit help ons ontken dit nie. Vraag is wie het dit en hoe moet dit gebruik word, ook in die kerk. Maar die kerk is 'n geestelike liggaam. So dis ook goed so, né? Ons gebruik kerke net waar nodig is. Die kerk reg is 'n middel tot 'n doel, nie 'n doel op sigself nie. Skus So dat moet Bernard, kan ek jou gou in die rede val? enige tyd, ja. As jy play druk op jou skerm, dan sien ons die prentjie groter. Okay, goed. Enige tyd. Ja, dit is so man, maar ek is nou weer okay, goed. Maar ek sal nog steeds kyk, maar dan neem hy nou al vir julle almal weg man, so dis nou eintlik wat ek wou voorkom het. Is sukkel jy om te lees daarso? Dit was net so 'n bietjie klein gewees. Okay, goed. Ja, wag, ons kan dit maar eers so hou ook. Kyk of ek vir julle weer as ek dit doen. Ja, dan is julle weer terug. Okay. Goed. Ja, skus man, van hulle gaan dalk so 'n bietjie klein wees. Nou, is my gaan nou hier aan. Okay. Ek sien dat my cursor wegraak. Wat het gebeur? Okay. Skus man, ek het nou eintlik dit gedoen. Okay, goed. Kom ons gaan aan julle. Hy vra nou heeltyd vir my vragies, maar dit lyk my ons is nou reg. Okay, julle so ja, neem asseblief vrymoedigheid. So dis om te sê, van tyd tot tyd moet mens net ook die gesprek oor kerk, oor eklesiologie hê rondom kerkreg. Want as waar gaan ons konsensus oor wat ons kerk se eklesiologie is vind as ons dit nie in ons kerkorde kan vind nie. Ek sal net so 'n bietjie iets sê oor artikels en reglemente. En dan daai eklesiologiese visie moet dan vertaal word in kerkreg, nee, in ordereëlings. Soos hulle sê is dit kan die waarde en ja, reëls moet duidelik en uitvoerbaar wees en obviously is regverdigheid en geregtigheid veral in die kerk dan nou 'n belangrike eienskap van kerkreg. Goed julle, en hierdie is dan nou 'n swaar lekker tegniese definisie van kerkreg. Van die teoloog met wie ek die meeste gewerk het, Leo J. Koffeman, soos julle kan hoor, 'n Hollander, wat baie betrokke was om die PKN, die Vereniging van die Protestantse Kerk in Nederland uit drie kerke. So hy sê kerkreg as 'n teologiese dissipline is die sistematiese analise, evaluering en ontwikkeling van die somtotaal van gevestigde reëls as 'n regstelsel wat die strukture en regsverhouding binne kerke bepaal, asook hulle wederwysige verhoudinge en hulle verhouding tot hulle onderskeie state vanuit die perspektief van eklesiologie. So jy hoor hy reël kerkreg moet 'n hele paar verhoudinge reël. Goed julle, en dan wat vir my nou wat ook 'n baie sentrale verwysingspunt nou in kom ons sê meer moderne gereformeerde teologie geword het, was dan nou hierdie as ons nou kom by die ontwikkeling en formulering van kerkreg, soort van hoe vorder mense nou van daai eklesiologiese visie tot uit op die ouend 'n korpus van reëls en riglyne. Het Bart, soos hy mos die tipe teoloog altyd oor alles ietsie moois en goeds te sê gehad het, het hy 4 kriteria gehad. Maar dit is interessant, julle voorop miskien daarby kom net vinnig te sê ook hoe Bart oor die kerk gedink het. Hy het ook gesê oor reëls
Die Heilige Gees werk ook in strukturele vormgewing, nee, so ons moet ook intentioneel daaroor wees en ons moet gaan soek na hoe skep die Heilige Gees ook hierdie tipe forme, want die kerk, hy het gesê, die kerk is die liggaam van Christus, en hier is nogal diep en mooi, die aardshistoriese vorm van die bestaan van haar hoof. Dink gou mooi daaroor, die aardshistoriese vorm van die bestaan van haar hoof, Jesus Christus. Yes, vra iemand iets? Almal reg? Okay. Goed, julle, as dit nou 'n bietjie groter is, dan gaan ek ons so hou, dan kan ek 'n paar gesigte sien. Goed julle, met ander woorde, intentioneel wel, ons moet kerkryg hê, maar dit is nie 'n statiese ding nie, en dit is ook nie 'n doel op sigself nie. Ek dink dis wat ons tot dusver nou moet vashou rondom kerkryg. Okay, so met ander woorde, mooi goed. Eerstens gesê as reëls tot diens. Met ander woorde, dis maar dieselfde wat ek eintlik nou reeds al gesê het. Dit moet tot diens van kerk en koninkryk en God wees, nê, en mense. Met ander woorde, is nie 'n heerskappy storie nie. Liturgies, hier gaan ek so 'n oombliekie stil staan, want hier is eintlik verskriklike belangrike goed, en is so half system, jy weet, redelik abstrakte teologie, maar ek dink is tog belangrik. Luister, probeer gaan mooi volg. Bart sê kerkryg word in die handelinge van aanbidding oorspronklik gevind en geken. Nee, as jy ook kerkryg se oorsprong naspeur, sê agterkom, die heel eerste reëls in die kerk het ontstaan omdat die kerk die liturgie, nee, die gesamentlike aanbidding wou beskerm en seker maak dit word eintlik beveilig as die essensie van kerk wees. Nee. Dan sê Bart sê ook, is in liturgie word die ware aard van kerk sigbaar, nie as 'n organisasie of 'n instituut nie, maar as 'n gebeurtenis. So dan sê Bart, so liturgie is in die eerste plek die bron van die kerk se orde. Dit word daar in die eerste plek gevind en geken. So met ander woorde, ons leer ken onsself as kerk in die liturgie en daai gesamentlike aanbidding in woord en sakrament. En kerkryg, ons leer onsself so dat ken dat dit ook moet bepaal hoe kry ons kerkryg gestalte. En dan gaan hy aan en sê hy, kerkryg word daarom ook primêr in die kerk se aanbidding toegepas. So eintlik die hart van die kerk gaan ook hoe bemagtig en beskerm ons die liturgie as die hart van ons kerk wees. Nee, ek weet nie vir julle, maar vir my het dit 'n belangrike perspektief ontsluit. Nee, weet wat is ons teologie sal sê hermeneutiek. Daar lê vir my is baie belangrike hermeneutiek vir ons kerk wees, en ek dink juis iets wat daai assosiasies wat ek dink dit was Dawie wat gesê het, jy weet, ooms wat agter die kerkore wegkry om dit ook eintlik radikaal uit te daag, nê. Nee? Goed, en dan gaan lewend natuurlik, kerkryg is lewend want Jesus Christus is lewend. Daar moet kerkryg kan aanpas by omstandighede. Dit moet onder leiding van die Heilige Gees en dinamies wees. En dan sy laaste enetjie kerkryg as 'n voorbeeld. Het hy selfs gesê hy dink kerkryg moet selfs die styl en die vorm van kerkryg moet selfs vir ander forme van reg 'n tipe van 'n getuienis kan wees. Okay. Goed julle, ek gaan nog enetjie aangaan. Wat trek ons nou? Hier is nou hier is nou 'n tegniese challenge. Kyk of ons okay. Reg. Goed julle, subhoofie van hierdie ding is 'n skrifbelydenis en eklesiologie of dan nou ook kerkreg. Julle sal nou weet in gereformeerde, oral in jou gereformeerde teologie gaan jy hoor van skrif en belydenis. En natuurlik gaan ons sê, maar ons kerkryg moet ook by die woord begin, hè.
Maar almal sê daar is nie in die Nuwe Testament of in die hele Bybel 'n blou druk vir kerkwees nie. Ons kry net sekere voorbeelde wat 'n vorm gekry het in spesifieke kontekste. So daarom sê die skrif se rol is indirek. Jy kan nie 'n klomp Bybelversies vat en daai uit 'n kerkorde skryf nie. Dit gaan meer oor sekere beginsels van kerkies wat ons uit die Bybel uit aflei en dan probeer toepas en vorm gee in kerkreg. Maar tipies sal jy altyd hoor van 1 Korintiërs 4 vers 40 wat eintlik in 'n gedeelte oor die liturgie, oor die erediens gaan maar wat nou tipies ook in gereformeerde kringe op die kerkreg toegepas word. En jy sal hoor die Calvinisme hoor hierso. Alles moet egter gepas en ordelik geskied, Pieter Koortsen se handboek oor vir kerkreg wat ons ook nog gedoen het destyds was ook gepas en ordelik. Dit was die titel. So hierdie gepas en ordelik, gepas suggereer iets van aanpassing by bestaande norme van die samelewing, dat die kerk nie onnodig die samelewing uitdaag nie. En ordelik het gaan ook oor iets van in harmonie met die wêreld en met God self. Goed, julle, met ander woorde, en dis nou in lyn met wat ons nou al reeds gesê het, maar as jy ordentlike vorm wil gee, getrou wil wees in jou kerkreg, wat die kerk regtig dien en in haar roeping, dan begin jy deur die vrae van fundamentele eklesiologiese vrae. En Kofferman het byvoorbeeld, hoe hou die wese van die kerk verband met die boodskap en die sending van Jesus Christus en die beweging in sy naam? Wat is die verband met God se genadige inisiatief en die verbond met Abraham en sy nageslag, met ander woorde eintlik die Ou Testament? Hoe hou dit verband? Dis nou kerkreg, met die roeping van die kerk, soos geopenbaar in Jesus Christus en lewend en histories gemaak word deur die werk van die Heilige Gees. En dan sê Kofferman, hy dink ons is verby die tyd van konfessionalisme en so 'n spesifieke konfessie of tradisie, 'n spesifieke kerktradisie wat hy nou sê, maar ons kerkreg en kerktradisie is eintlik 'n bietjie meer reg as van die ander kerke sin. So hy is nogal baie ekumenies en hy sê ons kan oor hierdie dinge baie ryker kerkbegrip opbou as ons ook by mekaar leer. Hy sê dis nie akademies oortuigend om te sê, jy weet, gereformeerdheid het nou 'n beter kerkbegrip sê, maar as die Katolieke of wie ook al. So julle, en dan ook nou soos ons tipies ook sal sê, met ons hermeneutiese ingesteldheid wat ons teenoor die Bybel het, moet ons tog ten minste dieselfde ingesteldheid teenoor ons belydenisskrifte en sê, al hierdie belydenisse moet ons ook sien as die resultaat, dis nog steeds belangrik, is deel van die gesprek. Dit gee vir ons leiding, maar is resultaat van 'n lang en intensiewe stryd vir die waarheid in 'n spesifieke historiese konteks. Kan ek gou stop julle net hoor as daar iemand het op hierdie punt dalk nou al 'n vraag het. Is julle nog tevrede? Die wat ek kan sien is hom nog nie aan die slaap is, so ons druk deur. Okay, julle maar. Nee. Ek het geen sigbare, sorry julle, as ek so sukkel, is dit omdat ek geen sigbare cursor meer het nie, so ek moet sien wat light up voor ek nou weer die storie kan aktiveer. Yes. Sye. Daar het ek 'n slag weer 'n cursor. Okay, hier gaan ons. Goed, julle, obviously gaan ons 'n bietjie moet vra nou, wat is kerkreg nou uit 'n gereformeerde perspektief? So dat selfs al stem nie noodwendig met dit alles saam nie, of kan ons altyd weer nie dink, jy ten minste weet waar die dinge vandaan kom in ons tradisie. So dalk weet julle wat hierdie is, die sogenaamde nota ecclesia, die reformatoriese merkers vir ware kerkwees. Dit het eintlik julle in die vroeëre tradisie, soos in die Lutherse tradisie ook, het dit eintlik begin by, of tydens die reformatie, het dit eintlik begin by, want die kerk is die gemeenskap van die heiliges, waar die evangelie suiwer verkondig word, en die sakramente suiwer bedien word.
En dan moet mens altyd onthou wat die konteks hiervan was, né? Die kenmerke van die ware kerk was in teenstelling met die Rooms-Katolieke Kerk. Dis 'n baie spesifieke konteks waar hierdie dinge ontstaan het. So my eie gevoel is hierdie hou nie heeltemal genoeg vas om vir ons kerkwees ten volle te omskryf en te begrens nie. En toe die gereformeerde tradisie, nou meer die kalvinistiese tradisie, het nou later die kerklike tug bygeoefen sodat jy nou hierdie stelling in die Nederlandse geloofsbelijdenis het. Die kernmerke waar ons die ware kerk kan uitken is die volgende: wanneer die kerk die evangelie suiwer preek, die sakramente suiwer bedien soos Christus dit ingestel het, en let wel wat kom dan by, nee, die kerklike tug gebruik om sondes te straf. Nou ek dink julle daar is ons 'n bietjie lost in translation, want op ons ore val dit baie straffelrig. Maar ons gaan later weer na toe terugkeer. So gereformeerde beginsels natuurlik skriftuurlik en belydenismatig. In die moderne gereformeerde tradisie erken ons dat die Nuwe Testament het veelvuldige forme. Daar's nie een bloudruk vir die kerk nie. Maar tog moet ons erken konfessionalisme staan ook sterk nie. As jy nou dalk selfs wat jy al beleef het in kerklike gesprekke, jy weet ons gereformeerdheid, daar's baie keer 'n bekleierery oor wie is regtig gereformeerd en wat is regtig gereformeerd, nê? En dis dan wanneer kom ons sê nou maar die ooms agter die kerkorde begin wegkruip of dit nou as 'n wapen gebruik, nê? Want dit raak dan nou hierdie soort van waarmerke van die kerk word dan baie ernstig op letterlik geïnterpreteer en bewapen. Goed, julle hermeneutiek van die kerk, dit is vir my verskriklik belangrik en ek dink 'n gesprek wat ons moet hê, nê, met ander woorde, my eie storie met kerkreg het begin toe vriende van my nou deur 'n rolwittig proses is en ek self die kerkorde begin lees, soek na goeters en hoe verstaan mense dit en net sien, maar hier word geweldig baie teologiese aannames gemaak, nê, teologiese formulerings gebruik en ek het heeltyd gevorm, waar vind 'n mens ons hermeneutiese konsensus oor hierdie goed? Nee, wie sê vir jou hoe ons dit verstaan? Want anders te word is mos maar nou net deur individue of vergaderinge op 'n soort van rake manier toegepas. So hier's wat ons wat al wel geformuleer is oor die hermeneutiek van kerkreg. Okay, so kom ons onthou gou nê. As die enige kerk het ons mos nou 'n presbyteriaal sinodale stelsel, nê. Presbyterie verwys na die ring, sinodaal weet julle mos nou. So die beginsel is teenoor die episkopale kerke, nê, soos die Rooms-Katolieke Kerk wat 'n biskop het. 'n Biskop is op baie keer meer pastorale funksie, ander keer 'n meer heersende funksie. En dan kry ons nou congregational stelsel ook, nê. Dis baie lelik in Afrikaans, congregationalisties. Wat nou eintlik waar gemeentes die sentrum van magsbevoegdheid is of besluitnemingsbevoegdheid is. So van met ander woorde, so al die independent kerke, nee, die soos die charismatiese kerke, hulle is basically ook congregational. Maar in die gereformeerde tradisie het ons die keuse gemaak om gesag en besluitnemingsbevoegdheid dan aan vergaderinge van amptdraers toe te ken, hè. Julle weet ons nou die stelsel werk van die kerkraadring op na die sinode toe, wat veronderstel is om verteenwoordigend te wees, nie hoër vergaderings nie. So die ampt staan ook sterk, en nou onthou julle wat ons oor die liturgie gesê het, hoekom is die veral die geordende bediening, nê, die lerende ampt, hoekom is dit vir ons so belangrik? Want ons probeer die integriteit van die liturgie beskerm, nê, wat vir ons, ja, en ek dink eintlik vir elke liewe kerk in die ekumeniese kringe is 'n begrip van kerk ook die hart van kerkwese is. So as jy dink aan die ampt, is die mooiste manier om daar praat verteenwoordigend, nee, ons regeer nie, ons dien, maar ons die gesag lê in dat ons verteenwoordig vir Jesus. En ons doen dit op grond van 'n roeping, 'n innerlike roeping, nê, en dan 'n roeping van 'n kerk of 'n gemeente wat jou dan nou as 'n leraar plaas. So dis daai dubbele roeping, jou innerlike roeping wat jy van die Here af het, word bevestig deur 'n gemeente wat jou dan beroep, nê, en daai roeping bevestig.
En dan praat ons van leuke, né, julle, so dis nou die ampte en die leuke, maar die leek, soos ons nou deesdae sê, beteken nie baie keer bedoel ons mos nou eintlik iemand wat onkundig is, maar dis nie die punt van 'n leek in die kerk, dit kom eintlik van laikos af, soos die volk, die uitverkore volk. So die klem op die leek is eintlik dan op almal se roeping in die wêreld. Belangrik om miskien ook ietsie te sê oor die ampte versus die gawes van die Gees, want jy kan nou dink die ampte is institusioneel en hiërargies of wat ook al, en dan staan nou die charismate en die gawes van die Gees. Maar die ampte is ook 'n spesifieke gawe, né, as jy nou mooi onthou wat Paulus ook daaroor skrywe. So die twee staan nie teenoor mekaar nie. Die ampt vervul net 'n spesifieke funksie wat hierdie unieke roeping het, wat dan ook daai dubbele bevestiging het. Okay, en dan is daar ook sulke 5 vlakke van hermeneutiek van die kerk kry, as jy nou so 'n bietjie die literatuur verken. Wat die soortgelyk aan skriftuurlike hermeneutiek sal wees, né? Literêre hermeneutiek beteken maar net verstaan die woorde, verstaan die taal, verstaan die grammatika. Strukturele hermeneutiek gaan oor waar staan die reël in die geheel van die korpus, né, die breër konteks van die dokument. Want elke kerkorde het ook 'n spesifieke struktuur en die betekenis van daai artikel word ook bepaal deur wat kom voor dit en wat kom na dit. Alles wat ons oor die Bybel ook leer, historiese hermeneutiek, met ander woorde, waar kom daai reël vandaan? Hoekom is hy so geformuleer? Hoe dit oor tyd verander en hoe word dit vandag verstaan? Sistematiese hermeneutiek. Plaas ook daai reël binne die geheel van die teologiese tradisie van eklesiologie. En daai julle is nie teologies nie, dit is wel teleologies. Van julle het dalk al gehoor van telos, wat verwys na 'n doel. Met ander woorde, wat is die doel van hierdie reël, of waarheen wil hierdie reël ons beweeg? Watter funksie wil dit dien? Kan ek gehoor julle iemand wat nou al hier wil stop en dalk ietsie wil vra? Is nog te Okay, nou kom ons spesifiek dan nou by ja, laat waai. Ek weet nie of dit noodwendig heeltemal gepas is nie. Ek het net opgelet in die vorige deel van die manier wat kerkreg dan nou natuurlik toegepas word en dat dit wat verteenwoordigend is, jy weet, vergaderings van amptdraers. Ek wonder nou sommer eintlik net op hierdie punt reeds of dit iets is wat wederzijds is. Want as by die kerkorde wat afgedra word deur hierdie vergaderings van amptdraers, hoe gaan die verantwoordbaarheid terug teen die leertjie op? Ja, nee, jy is heeltemal op die regte koers, Chris. Dit kyk, obviously dis veronderstel om kyk, en dis maar altyd weer die verskil tussen ideaal en dan nou uiteindelik toepassing, né? En daar was ek dink ons moet maar daai gesprekke in die kerk ook heeltyd hê met mekaar, jy weet, is dit wat geformuleer is en dit wat bedoel word, is dit wat op die oomblik nou gebeur, maar kom ons sê teoreties is die veronderstelling presies dit, né, dat kyk, met ander woorde, dis hoekom ons moet praat van verteenwoordigende vergaderings, né? So met ander woorde, wanneer jy afgevaardig word om sê net maar na 'n ringsvergadering of 'n synode toe te gaan, dan verteenwoordig jy jy weet, jou gemeente of jou kerkgemeenskap, anders as in 'n demokratiese proses, né, waar jy nou miskien nou net die woud gaan oordra. Dis ons die vergadering, die veronderstellings dat binne die vergadering werk die Heilige Gees maar ook dan dat hierdie dat dit wat God dan nou, as jy nou op die mees geestelike vlak daaroor praat, dit wat God dan daar doen, dan nou weer ook deur hierdie mense verteenwoordig word in hulle onderskeie gemeenskappe. Maar ook jong, kyk, so dis ook mos nou maar 'n challenging ding. Kyk, ons synodale besluite is veronderstel om bindend te wees, né? Maar in ons kultuur raak so iets obviously mos nou maar moeilik, né? En op die ouend en die vraag is dan nou ja, sonder om amper forme van geweld te gebruik. Jy weet, hoe dwing jy dan nou regtig besluite en goeters af in so individualistiese kultuur. So dit bly maar challenging vir ons kerk is. As ons net oor verantwoordbaarheid praat,
waar trek ons tyd? Ja, ons is omtrent al net so klein bietjie oor halfpad. Ek dink ons is ek dink ons is nie te sleg tydsgewys nie. Miskien kom ek actually by die einde uit. Okay. Wat ek nou gesê het ook as dit kom by verantwoordbaarheid nê teenoor mekaar as Christene wat 'n belangrike Bybelse beginsel is in kerkreg probeer dit nou maar verwoord. Wat daaroor geskryf word is verskriklik mooi, maar hoe dit dikwels toegepas word nie so na my ervaring nie so mooi nie. En dis dalk maar ek weet nie, en ons sal miskien maar moet dink en praat en gaan soek waar lê hierdie fout, want ek dink nie daar's ooit 'n bedoeling om mense seer te maak, maar is dikwels die gevolg en in hoe mate mense dit kan voorkom, as ek ook nie heeltemal seker nie, maar ons moet ten minste daai verantwoordelikheid opneem. Maar ja, kyk, so dit is in elk geval moeilik om daai wat ons almal beloof wanneer ons nou of belydenis van geloof aflê of ons kinders doop om te sê maar ons het nou maar die woordjie tug daar uitgehaal nie, maar dit was in die verlede so, jy weet jy onderwerp jou aan die Christelike opsig in tug en deesdae sal ons eerder sê jy weet jy laat die gemeente toe om jou te help om op die pad te bly of daai tipe van ding, ons gee erkenning aan daai verantwoordbaarheid, maar ons kultuur bly selfs die basiese daarvan hè, iemand wat jou kom ons noem dit maar teregwys met die bedoeling van liefde bly in ons kultuur 'n verskriklike moeilike iets om toe te pas, nê, want ons dink in terme van onsself as vrye agente wat self kan besluit oor ons leer en lewe. Wat nie eintlik die Bybelse weg is nie. Maar either way. Ek weet nie of ek nou al veel gehelp het nie, maar Ja, dis ek dink die twee dinge wat my pla rondom daai punt is dat ek dink die kerkreg is so opgestel dat enige een persoon, enige leek is regtig goed beskerm, jy weet, binne in die rol van die in die groter struktuur van die kerk teen die magsdraers. Maar sodra mag deur 'n vergadering gehou word, dan word dit tot 'n mate 'n gesiglose korpus, weet en dan vloei die toepassing van die kerkreg een rigting, weet dan vloei dit nie baie maklik weer terug nie. En ek wou ook net die opmerking gemaak. Ek dink baie van ons dink baie keer oor hoe dat mense dalk so kerklos geraak het dat jy weet die opsig en tug het so opsioneel geraak, want sodra dit op enige manier toegepas word, dan is dit makliker vir mense om Parel is 'n goeie voorbeeld om net na die buurkerk toe te gaan of na enige ander kerk toe. Daar's die balans van weet om mense in te bind en lief te hê en van weet om iemand reg te wys, weet hulle moet dit mos nou in liefde kan ervaar. Maar ekskuus, ek voel ek het 'n bietjie die gesprek gederail. So Nee, dit is belangrik jong, want ek dink Chris dit bring ons regtig uit soort van by die hart van waar kerkreg nou konkreet toegepas word, nê. En wanneer ons dan nou na kerkreg verwys en spesifiek ook nou, want dit dikwels maar wat kyk jong, in praktyk wanneer gaan 'n dominee nou sy kerkorde uithaal? Dit is wanneer formele goed moet gebeur wat baie keer fyn is, jy weet hoe beroep ons nou daai nuwe dominee of so. Of hoe is ek voorsitter van 'n vergadering of jy weet hoe loop 'n stemproses, daai tipe goed en dan verder is dit as iemand getug word, nê, en in praktyk kom dit baie keer ook daarop neer dat dit juis die dis soos jy sê, jy weet lidmaat prosesse van tug met lidmate bestaan amper glad nie meer nie omdat jy daai vrye agentskap het. Maar dominees is vasgeknoop want dis jou loopbaan. Wat jy so en maar net om terug te kom ook na die gesag en vergadering, dink jy is 100% reg, jy weet. Maar dit is interessant dat die Kofferman ook sê nie een van hierdie 3 kerkregeringsstelsels is episkopaal, presbyteriaal, synodaal of congregational beskerm jou teen magsmisbruik nie. Verstaan, daar's net verskillende forme van magsmisbruik, maar definitief so in die presbyteriaal synodale stelsels soos ons het, praat hulle van ek dink nou juist daai ding, met ander woorde, waar stop die lorry?
in daai gesiglose vergadering en dan ook demokratiese gevangenskap. Met ander woorde, ons weet eintlik wat is die regte ding om te doen, maar ons moet nou iewers genoeg mense kry om daarvoor te stem, anders kan ons dit doen nie. Ja. Okay, Interessant. goed julle. Ons gaan aan. Nou ek het nog nooit. Ekskuus, ek wil net noem daar is nog iemand wat 'n hand opgehaal het as Jy's welkom as jy jou hand opgehaal het, kan jy maar vra hoor. Dis Andre hierso. Hier's Ek Andre. het nou lank in die tuig ook so ek het ook met baie sake deurgegaan en daar's een ding, die woord afdwingbaar. Dit is eintlik net afdwingbaar omdat ons almal saamstem oor die reël. Dis nie 'n woordvergadering wat afgaan na 'n navergadering nie. Dit is 'n meerdere vergadering wat besluite maak wat ons saam kan stem. En daai ding word nie altyd verstaan nie. Want op die einde van die dag is dit 'n groepsbesluit. Die mense wat gaan na die hoër sinodes toe en so aan die meerdere vergaderings is verteenwoordigers van die klein die kerk self. En prakties raak dit net 'n bietjie moeilik om dit so te onthou want die probleem met die woord reg in die wêreld is dit is 'n adversary approach, jy weet? Een teen die ander ene. En in die kerk is dit nie veronderstel om dit te wees nie. En ek moet sê ons het groot drama al gehad wat ons mee gewerk het by die ring by ons en so aan. En wat ons toe gekry het dat ons het van die versoeningsproses teruggesit. Wat uitgehaal was deur die reg want dit is waar jy begin. En dit het baie beter gewerk as die adversarial. En waar dit vandaan gekom het is ons het 'n judge gehad wat ingekom het en sê maar die kerk werk nie soos in die land nie, ons is anders. Ja, dis actually amazing. Ja. Nee, jy's 100% reg op elke punt en ja, dit is so, dit is moeilik om daai om 'n geestelike begrip van kerkwees te begin behou, want daar's so 'n klomp countercultural goeters, ja, ook rondom jy weet, miskien partykeer die pyn wat jy dra om selfs dis wat Kofferman het nogal so 'n mooi woord na aanleiding van Dietrich Bonhoeffer se costly grace en goeters, nê, vir die wat dit dalk nou ken om praat van costly tolerance. Nou dit gaan oor daai vermoë om mekaar wel steeds vas te hou in Christus ten spyte van leerstellige of etiese verskille. Jy weet en ek dink dit is daai dikwels in kerk wees die vlak van geestelike volwassenheid wat ons nog nie kan embody nie. Julle lyk my as ek eers druk en dan het ek weer 'n cursor en dan kan ons weer aangaan. Ons is nou so 'n bietjie terug op die brug, maar gaan gou na waar ons moet wees. Ja, okay julle. Ek gaan miskien vinniger hieroor gaan, maar partykeer julle dan sien nou die kerkorde in weet, maar ek het eintlik net gedink Chris, jy wil ook verwys na die feit dat die mense met meerdere kennis kan ons daai meerdere kennis ook gebruik as 'n power ploy, nee, om die wat nou nie die kerkorde op die punte van hulle vingers te ken nie. Jy weet eintlik dat gevange te hou, nee, want duidelik verstaan jy nou nog nie die reëls nie en iemand anders verstaan dit wel. So sommer vinnig julle net oor 'n kerkorde mekaar steek. As jy nou dat ek hier by my kerkorde en reglemente 2023 van die Wes-Kaapse Sinode. Nou kom sê dit altyd kerkorde en reglemente. Die kerkorde moet jy eintlik na die agterkant toe blaai in hierdie bundel om by die kerkorde van die Nederduitse Gereformeerde Kerk uit te kom. Nou julle en dit, so die artikels is amper soos die konstitusie en dan nou die reglemente is amper soos die wette. Jy weet praktiese ordereëlings, maar die veronderstel is mos nou dat die artikels die waardes bepaal en die reglemente dan nou dit uitbou in al die praktiese ordereëlings wat moontlik nodig is. So die artikels van die kerkorde is op algemene sinodale vlak, maar jy sal nou spesifieke goeders in elke streek sinode sien, soos wat reëls vir verskillende, jy weet, strukture nou, unieke strukture benodig word. So dit kom begin met daar's artikels en reglemente. Julle weet ons nou dat ons belydenisgrondslag en gewoonlik is dit artikel 1 hè.
van 'n gereformeerde kerkorde, 3 formuliere van eenheid. Julle weet mos daarom seker wat dit is, nê? Nederlandse geloofsbelijdenis, Heidelbergse katekismes en die Dordtse leerreëls. Nou en dan artikels 27 tot 32 van die Nederlandse geloofsbelijdenis, gewoonlik die struktuur van 'n gereformeerde kerkorde of eklesiologie. So dit begin by die Heilige en Katolieke Kerk, verantwoordelikheid van lidmate, die kenmerke van die ware kerk, die regering van die kerk, die ampte van die kerk, en die orde en die tug. En ja, miskien het jy al hiervan gehoor, nê, die goue reël van gereformeerde kerkreg. Dat geen amp in die kerk oor die ander mag heers nie. Dalk het jy al gehoor van Dort, so dis nou ook, dis die synode van Dort, waar die Dordtse leerreëls ook vandaan kom. Dit was eintlik 'n vreeslike lang proses. Hulle het begin al by die synode van Emden in 1571, maar die Dordtse leerreëls is eers in 1619 geformuleer, en dit is ons nou maar lekker. So, dis die gereformeerde kerk in Nederlandse synode van Emden in 1571. Daar begin die prosesse, toe sit deur 4 opeenvolgende synodes, is dit toe verwerk, en is goedgekeur deur die toepaslike burgerlike owerhede, al was dit daai tyd nou nog Christendom era, nee, kerk en staat, saam in die ding. Toe is daar geen verre synodes, want die burgerlike owerhede moet synodes goedkeur in daai era. Vir die volgende 200 jaar het die burgerlike owerhede geen verdere synodes toegestaan nie, en toe die teks van daai Dordtse kerkorde onveranderd gebly, maar steeds by dit in die gereformeerde tradisie 'n belangrike verwysingspunt in 'n gesprek, wat steeds die struktuur en die vorm van die meeste gereformeerde kerkordes rig. So tipies nou in die Dordtse struktuur, in die eerste artikel van die kerkorde is daar gewoonlik kortstellings oor die belydenisgrondslag, verwysing na die gesag van die verwoord, die verbintenis aan belydenis. Dan word 4 sake afgespreek, en as jy nou hier deur die NG Kerk se kerkorde voor jy oop het, gaan jy sien, dit speel so uit. Ampte, vergaderinge, lering, sakramente, en dan ander seremonies, en dit eindig altyd met oorsig en tug. Maar jy sien ook nou hoe dit verband hou, nê, leer, lewe, dissipline, ook met die sogenaamde gereformeerde merkers, nê, van die ware kerk. Calvin weet ons almal het 'n groot rol gespeel, hy bly 'n belangrike verwysingspunt. Julle sal ook weet, hy was mos nou ook 'n prokureur gewees, en maar julle wat mense weer moet onthou, as die goed nou so oor tyd geformaliseer raak, dan vergeet mense dalk van die oorspronklike bedoeling. Sy bedoeling was regtig om aan die koninkryk van God gestalte te gee binne 'n nie weer die regte wêreld, en hy het geglo dat dat regsvorme ook daarmee kan help. So vir hom, en dan natuurlik vir die hele gereformeerde tradisie is Christus se heerskap baie belangrik, en al ken julle mos nou die Ecclesia Reformata Semper Reformanda slagspreuk, nê, wat ook so 'n tipe van 'n mantra geword het, waar as jy daai mos nou die hele stuk later is daai stukkie van et secundum verbi Dei bygevoeg, as jy die hele ding vertaal, dan kom jy mos nou uit by die gereformeerde kerk is altyd reformerend ooreenkomstig die woord van God. En dan sal jy miskien ook nou verstaan hoekom Kofferman sê die tyd van konfessionalisme is verby, want eintlik beteken gereformeerdheid dan nie ook een of ander statiese ding wat vasgeval het in die verlede nie, maar juist die beginsel dat ons dinamies verander, getrou aan ons roots, nê, in ons tradisie met 'n klein lettertjie, soos wat ons tradisie met 'n klein letter deel is van die tradisie met 'n hoofletter. Maar dat die woord sentraal bly, en dat ons dinamies daarmee interaksie tree, nê, volgens die dialoog van die liturgie, nê, God en ons, om getrou te wees binne ons spesifieke kontekste aan die evangelie. En dis hoekom ek nou in my studie spesifiek ook die missionale eklesiologie vrae gevra het, want eintlik het ons as NG Kerk ons nou commit en gesê ons wil 'n missionale kerk wees, en ek het soort van die vrae gevra, okay, maar ons dan vanuit daai perspektief van ons kerkorde beweeg, wat se tipe van conversations moet ons hê, en dan wat se goeters moet ons
ekskuus tog moet ons aandag gee. Okay, julle voor ek nou by hierdie enetjie kom, ons het nog so 10 minute. Enige vragies nou? Almal nog eerste eerste vrede. Okay, julle dan nou hierdie ene. Ek dink as jy vir meeste mense vra oor wat hulle pla van kerkryg waaraan hulle dink, dan dink hulle aan tug. Persoonlik dink ek ook ons moet ons woorde dalk, ons taalgebruik dalk selfs net beginne meer toepaslik maak vir ons kulturele konteks, want ek dink tug laat ons maar dink aan straf en aan oudmodiese soort van top-down benaderings. Maar in elk geval, ons is daar. Maar goed, julle kerklike tug is eintlik deel van hierdie groter beginsel waaroor ons net ook al gepraat het van wat tog Bybels is oor oorsig, nee, kom ons sê ook maar van leierskap, oor kerke, oor gemeentes, verantwoordbaarheid teenoor mekaar, want ons het 'n hoë roeping, en dan nou die moontlikheid ook om maar wel tug toe te pas, nee, vir iemand dan nou op 'n formele manier weet te help om op die pad te kom. Ek het net al so 'n bietjie oor gesê oor hoe mag in die presbyterale sinodale stelsel werk, so ek gaan nou weer daarop uitbrei nie. Julle sommer daai puntjie wat ook nou eigenlijk in my studie uitkom, weens teen die agtergrond van alles wat ons nou beleef rondom hierdie goed, gesamentlike teologiese refleksie en geroofsonderskeiding moet 'n deurlopende praktyk wees. Want julle my argument was ook eintlik en dit gaan bietjie meer oor sogenaamde soft processes, nee, maar dat ons kerkryg so iets kry so maklik 'n lewe van sy eie, dat daar onbedoelde gevolge beginne bykom en dat dat daar kultuur create word wat ons moet soort van ontmasker. En dan kom ek nou in sistematiese teologie gewerk het is ek wou doelbewus 'n bietjie afstand kry van die kerkryg echo chamber. Omdat ek weer sê ek wil niemand nie mense of 'n groepering of enigiemand probeer demoniseer nie, maar net sê ek vermoed daar is dalk 'n gevaar as net die kerkregkenners oor kerkreg praat. Dit is interessant, julle Willie Jonker. Kyk, as ek nou ek dink ek gaan tog vir julle gou hierdie vertel, maar dit is nou interessant en ek dink dit gee nogal goeie perspektief. Die Algemene Synode het sy ontstaan gehad in 1962. Dis interessant, nee, dis eintlik nogal laat. Voor dit was elke streekskerk van die NG Kerk onafhanklik geweest. En en toe om nou 'n Algemene Synode te hê, moet hulle 'n Algemene Synodale kerkorde hê. So hulle het toe eintlik baie vinnig basically maar die Dordtse kerkorde gekopie en paste in 'n groot mate. Maar Willie Jonker, maar kyk, hy het nou sy oog gehad op die volkskerk storie, toe gesê maar die ontwikkeling van 'n nuwe kerkorde, 'n kerkorde sê hy, het hy gesê stempel 'n kerk vir eeue. En het hy ook gesê die daarstelling van 'n nuwe kerkorde moenie net die onvermoeide arbeid wees van 'n paar kerkregkenners nie, maar moet eintlik deur ons almal moet het uiteindelik gevra vir die demokratisering van die proses of vir 'n verteenwoordigende proses. En is interessant julle dat die NG Kerk het hom toe nou nie veel ruimte gegee. Hy het interessant genoeg in die destydse kerkbode 'n reeks artikels hieroor geskryf. Toe was die kerkbode seker nog so 'n bietjie meer teologies substantive. En toe het hy ook maar toe die VG Kerk toe nou ontstaan, toe het hulle wel jy weet deeglik kennis geneem van wat Willie Jonker destyds gesê het en dit was ook nou deel van my studie om te bietjie die VG Kerk en dan ook die PKN se kerkorde te lees en ook bietjie te kyk wat mense daaruit kan leer en daar's duidelike tekens van sekere klemme wat ek dink ja vir ons ook kan help, kan leiding gee in ons eie nadenke en ja, hopelik vernuwing van ons eie kerkregstelsel ook.
Goed, julle, waar trek ek? Ek het al klaar gesê van die meerdere vergaderinge kan soms wel steeds as hoër vergaderinge verstaan word of so funksioneer. Somtyds dan word geestelike gesag ingeperk deur ek net 'n bietjie verduidelik van hierdie idee van demokratiese gevangenskap. Die reëls vra dat ons moet stem en ongelukkig wys die geskiedenis net dat die meerderheid wil nie altyd die regte ding hê nie, nê. So en dan ook die plek van die ring, julle. Dis 'n interessante een in ons stelsel. Ons hang baie aan die ring. En dit is nie noodwendig verkeerd nie. Daar's net 'n paar kwessies oor begrip en bekwaamheid en kapasiteit wat opduik en dan ook die botsing tussen die pastorale funksie en die tugfunksie wat aan ringe toegeken word. So daar's ook heelwat wat ek dink ons daar moet uitsort as dit kom by hierdie hele dinge van oorsig, verantwoordbaarheid en kerklike tug, want in die primêre funksie in ons kerkreg plaas al hierdie dinge by die ring. Nee, ook goeie soos ringsusitasie en al die tipe van goeders wat ek dink ons nie meer 'n klou het hoe om dit reg uit te voer nie. Moet jy nou dink ek eers weer hier. Goed, julle dan spesifiek oor die tug. Sommige net 'n paar opmerkings. Dis ook nou iets waarom mense mos nou 'n gesprek heeltemal op sy eie sou kon hê. Maar in beginsel, net teoreties, is die doel disippelskap, gehoorsaamheid aan Christus, omdat ons mekaar daarvoor verantwoordbaar hou. Tipies in 'n kerkorde en ons ook sal hierdie formulering kry, ook in redelike argaïese taal. Kerklike tug gaan oor die eer van God, die heil of welwese van die kerk en die behoud van die sondaar. My doelstelling is nog om iewers navorsing te doen en te kyk of ons tugprosesse ooit hierdie edele doelwitte dien, hopelik soms wel, maar dit is die veronderstelling, né? En as dit altyd so sal wees, dan sal ons daarmee kan saamleef. Versorging en leiding en liefde. Julle so ek dink dit gaan ook oor die vestiging van 'n kultuur waar ons amper hierdie verantwoordbaarheid en oorsig meer proaktief doen, en meer verhoudingsmatig, né? Vanuit 'n liturgiese hermeneutiek wees ons as kerk. Ek net gou hier op my notes kyk, hoekom het ek geskryf? Weet julle, dis gou as ek nog 'n tydjie Skus Bernard, daar's 'n hand op. Ja, skus, julle, ek het nou hier Dawie, jy's welkom, vra gou. Bernard, jy het nou gepraat van die ring en die besluite wat geneem word op ringsvlak. Ek wil amper sê my ervaring op hierdie stadium is dat soveel mense is nie lus vir die ekstra werk van 'n ring nie. Dat ons nie oor die algemeen die beste persoon het in stuur van 'n ring. Laat 'n mens dis baie sleg as mens dit so beskou. Ja. Nee, jong, dit is ek dink regtig kyk man, en ek mag nou verkeerd wees, want ek is nou nie deel van die sentrale strukture en die goeders om te hoor wat die conversations is nie, maar as ek sien wat nou na vore tree, dan dink ek die synodale leiers, die moderature en so is bewus van hierdie tipe van challenges, maar hulle antwoord op die probleem is ek nie seker of dit die knoop gaan deurraak nie. Hulle dink mense ons moet net so 'n bietjie opgelei word op ringsvlak sodat ons net weet wat ons moet doen en bekwaam is om dit te doen, maar ek dink ook jy's reg, jy weet een van die aspekte wat ons eerlik oor moet praat is die kapasiteit daar, net in terme van nie net die bekwaamheid nie, maar ook net dood eenvoudig die tyd en die energie om nog baie van hierdie dinge te doen. So ek is hier met jou heeltemal eens, daar is vir my ook 'n belangrike aspek van die gesprek. Okay, julle, ek wil gou vir julle hierdie een ou, ek dink is ook 'n Hollander van der Broeke wat sê wat is die logika en die struktuur van 'n tipiese gereformeerde kerkorde? Dan sê die eerste afdeling behandel die wie van die institusionele kerk. Met ander woorde, wie doen nie goed? Die ampte, die leiers wat verantwoordelik is vir die opbou van die liggaam van Christus. Die tweede deel gaan oor die hoe van die kerk, die ampte wat in vergaderinge saamgevoeg word om hulle bediening dan nou in wederwysige verantwoordbaarheid tot diens van die kerk en die koninkryk te verrig. Die derde deel handel gewoonlik met die wat van die institusionele kerk, die aanbidding, die geloofsvorming, die pastorale sorg en missionaliteit. En die laaste deel van die kerkorde
gaan dan oor die wat van die institusionele kerk as aanbidding, versorging en bediening nie die verwagte uitkoms bring nie, met ander woorde die opsig en tug. So ek dink dis 'n soort van 'n goeie grid om net te weet hoe volg die logika van die structure. Goed julle, ja, ek het ja, ek was net so 'n mooi aanhaling ook van Jonker wat ek sommer dalk oor die oor die kerklike tug mee wil afsluit. So Willie Jonker het in 1965 geskrywe. Ek kan ook net so 'n bietjie die era se taal hoor, maar hy was mos wel ter tale. Hy sê ons spreek oor die juiste geestelike klimaat vir die uitoefening van tug in die kerk. Waarin bestaan hierdie klimaat? Vir my nog interessant dat hy daai woord kies, net klimaat of kultuur. Ons kan dit met een woord aangee: gemeenskap. Mens sal amper ook daar sou ek amper wil sê 'n liturgiese gemeenskap, nee, 'n gemeenskap wat mekaar vashou in gesamentlike aanbidding, in 'n verhouding van dialoog met God. Waar die ware bloedwarme gemeenskap in die kerk ontbreek, is alle tugoefeninge feitelik gedoem tot mislukking. Waar dit wel bestaan, is tugoefeninge spontaan en doeltreffend. Kan ek gou weer as 'n sin herhaal? Waar die ware bloedwarme gemeenskap in die kerk ontbreek, is alle tugoefeninge feitelik gedoem tot mislukking. Waar dit wel bestaan, is tugoefeninge spontaan en doeltreffend. Goed julle, ons is so te sê klaar. Ek gaan nou geleentheid gee vir 'n laaste vragie. Dis seker nou so dat as die klok slaan dat die masjien afskop of iets nie, so as ons seker 2 minute oor gaan, hoop ek is niemand kwaad nie, maar dit sal definitief nie meer as so 2 minute wees nie. Goed julle, ek het nou al verwys na my studie. Ek weet of daar nog regtig iets is om daaroor te sê nie. Maar sommer net sodat jy dalk kan onthou jy weet wat my invalshoek was en dalk wil jy ook juis oor hierdie tipe goeters 'n bietjie meer in weet of in gesprek tree. Goed julle, so ek het al gesê nee, so ek het gewerk oor wat sê 'n missionale eklesiologie vir ons hermetiek van die kerkreg, en dan is veral met hierdie Leo Kofferman gewerk en gekyk na kerkregtelike gesprekke in die NG Kerk self. So julle, ek hoop dat ons in die tyd wat nou kom, ek dink is nou tydig, so 'n verteenwoordigende en eerlike gesprek het oor of ons kerkreg regtig ons roeping en ons gehoorsaamheid aan die Missionary Day dien en vooropstel. Met ander woorde dat op die ou end ons strukturele vormgewing, nê, wat kerkreg insluit. Kyk, is 'n mooi ding, strukturele vormgewing, ons het nie 'n keuse nie. Ons lewe konkreet en beliggaamd. Ons het nog die strukture van kerkreg nodig. Ons kan nie in 'n reëllose omgewing leef nie, dit sal ook nie veilig wees vir enigiemand nie. Maar ons moet seker maak, en dis vir ons almal kan deelneem, nee, ons almal kan deelneem om te verwoord in wat glo ons moet die kerk wees. Kofferman het seker goed wat hy kwaliteitsmerke noem, wat hy van die klassieke kenmerke van die kerk, nee, die messiaanse kenmerke afgelei het, wat nogal beautiful is, maar ons het nou nie vanaand tyd om daarop in te gaan nie. Okay, julle, 'n laaste vraagie of opmerking voor ons afsluit? Almal stil. Ek wil graag iets sê. Yes. Ek dink as ons so 40, 50 jaar kom terug in die geskiedenis, of daai mense nou hiernatoe bring, daai kerkleiers van toe, het hulle almal gesê, maar hierdie is die NG Kerk. Omdat hulle so vasgehou het daai tyd aan die reg en verkeerd, was wit en swart. Ja. En daar is baie meer leniency in vandag, wat wie mag toegelaat word in die kerk en al daai goeders, wat ek voel is 'n baie goeie positiewe punt.
Ja, Maar ja. ons moet net versigtig wees om nie te ver oop te maak dat ons die kern verloor. Ja. Ja, dankie Annelies. Ek dink jy verwoord dit baie mooi en dit is kyk van ons die een van die Niseense kenmerke is ons apostolisiteit, né? Dit gaan oor bly ons getrou aan ons oorsprong en ons bron en ons roots. Koffman se kwaliteitsmerker, nee, hulle hoor hy stel so 'n struktuur op waar hy sê maar hoe meet ons die kwaliteit van die kerk? Om so half tog 'n amper sê 'n praktiese eklesiologie aan te lê. En dan sê hy met die challenge bly, en dit bly konstant ons challenge, nê, dat hoe is ons aktueel relevant kerk en steeds kontekstueel, nê, maar nog steeds getrou aan ons roots. En so jy hoor weer dis weer daai woord dis weer 'n hermeneutiese gesprek, nê. En dis interessant dat die skuwe al die ander skuwe in die enige kerk het saam met die skuwe in hermeneutiek gekom. As jy dit so 'n bietjie in die besluit in die goeters gaan naspeur. Yes. Is dit JP? Is reg, ja. Ja. Kan julle my hoor? Yes, ek hoor jou. Dis interessant om te sien as mens na hierdie goed gaan kyk wat gebeur in die Anglikaanse kerk op die oomblik of die Church of England, waar ouens sê kyk hoe liberaal raak jy as jy regtig oopmaak, heeltemal oopmaak, te oopmaak. En dan kruip al hierdie gesprekke en dan verloor die kerk basiese identiteit en wie hulle regtig aan glo. So ek het nou toevallig is een van my kollegas 'n Anglikaan en hy sê hier in Suid-Afrika is hulle in warboel. Want die archbishop wat hulle van Canterbury wat hulle nou daar aangestel het, sy raak vreeslik liberaal in dit wat sy glo en doen en sê. En waar hulle basies besig is om af te stig om te sê dit is nie wat ons mee begin het nie. So ek dink dit is interessant as 'n ou sien wat gebeur as 'n ou te rigied is of te gemaklik om net oop te maak om te sê almal is welkom. Ja, en kyk so dis ook interessant en dis tipies en ek dink dis ook maar mooi as jy kyk ons is altyd in sekere tipe van gesonde spannings vasgevang. Dele van wat julle oor praat is ook in 'n groot mate kulturele konteks, nee, jy weet ons word met 'n klomp vrae gekonfronteer wat complicated is en wat ons onseker oor is, jy weet, en dan gaan jy maar tipies hê dat mense aan verskillende kante afval en dat hulle ook jy weet in 'n verskillende mate is dit gaan verbind aan ons identiteit, nê, wat so dit bly ook altyd 'n gesprek, nê, op watse fondasie of op watse pote rus ons ware identiteit as kerk en gelowiges, nê, en mense gaan soms sê maar is die ene nie daai ene nie, maar ja, daar wat ook nog sê. Weet jy man, maar oor byvoorbeeld kyk so oor die katoliekheid van die kerk sê Koffman is die kwaliteitsmerker inklusiwiteit, nê, en dit gaan oor dat die Here nie onderskeid maak tussen verskillende mense nie. Jy weet, gaan oor daai tipiese mooi inklusiwiteit van nie ras of geslag of dinge soos Galasiërs 3:28, nê, maak vir die Here saak nie. En dan noem hy die heiligheid van die kerk noem hy dan integriteit. Dan sê hy natuurlik moet ons ook grense hê en is daar 'n spanning tussen inklusiwiteit en dan nou heiligheid of integriteit, want ons moet ook alternatief aan die wêreld. Ons identiteit lê ook daarin om 'n alternatief aan die wêreld te getuig, nê. Anders verloor ons ook 'n deel van ons identiteit. So dis om net 'n perspektief op waar daai spanning lê wat ek dink julle oor praat. Julle daar was nog iemand wat 'n hand gegooi het, dink ek net nou. Is daar nog iemand met 'n laaste woord voor ons afsluit? Ons het ek gewees. Ek wou gesê Jurgens Hendriks het ook gesê dit behels interpretasie van konteks, interpretasie van skrif, gemeenskaplike refleksie en gebed en afhanklikheid van God. En dan sê hy ook die Bybel is nie 'n statiese wetboek wat gebruik moet word vir maar as 'n lewende getuienis wat geïnterpreteer moet word binne die konteks. So konteks en interpretasie en onderskeiding is baie groot punte om te onthou wanneer jy met hierdie tipe van goed werk. Ja, nee, 100%. Nee, daai is 'n mooi samevatting.
Maggie van ek kan sê hermeneutiek ook gekoppel aan geloofsonderskeiding. Mooi raak gevat. Dankie. Okay julle, good enough. Ons het nou al so 7-8 minute oor oor ons tyd gegaan. Almal eers tevrede. Ek vertrou julle sal nou weet hoe die logistics werk, dat as jy dalk nou die opname of iets wil bekom, sal dit seker op julle platforms beskikbaar wees. Okay, baie dankie julle. Dit was lekker. Hoop dit was somewhere ook behulpsaam gewees. En dit maak deel van 'n mooi groter prentjie in jou teologiese en geestelike reis. Ja, vrede vir almal. Mooi bly, dankie. Bye bye.